Wauw. Hallo professor. Kyk net die natuurskoon hierso. Hierso is so 'n keerballetjie. En dan die kraanse en die dinge. Wanneer jy hier instap, dan is dit wat jy sien. Kijk, dis een groot vertrek. Hierso is dan 'n kombuis area. Professor gaan 'n bietjie vir hulle kosie sien, ons kyk hoe reageer hulle. Uitsa. Hallo Dalstroom, hallo Forelwêreld. Ok, hierdie plaas is so buite Leidenburg. En die van julle wat wil weet hoe lyk Leidenburg? Leidenburg is so doodgemiddelde standaard Suid-Afrikaanse dorp. Daar in die verte sien ek graanseiers. En hierso is 'n restaurant en 'n winkelsentrumpie. Ja, doodgemiddelde standaard Suid-Afrikaanse dorp. Provinsie Mpumalanga. Is so 10 kilometer met hierdie grondpad in. Goeie rybare grondpad. Mooi omgewing. Mooi omgewing. Mooi drywer. Baie mooi omgewing. Bobiana in die pad. Daar kom 'n ossewaantjie. Wow. Ja. Wow, is mooi. Geplaveide pad die laaste stuk. Kan mense nie te veel sukkel nie. Is nou die laaste stuk in na die chalet toe. 'n Bosbok hierso terwyl ons inry. Ontmak. Die laaste stoot hier na ons chaletjie toe. Wow. Mooi, stop 'n bietjie by my. Wow, professor is nou met die ossewaantjie alweer oor hierdie spruit. Ek dink seker maar dieselfde spruit wat 'n mens so oor kruis. Maar dis regtig mooi hoor. Regtig mooi. Kyk net hierso in die tussen die koppe. Ons het nou van daai kant af daar afgekom. Hier's mooi, daai is wit stinkhoutbome. Baie mooi omgewing. Hier gaan ons nou weer. Want dit kan nie dieselfde spruit wees nie, want hy vloei in 'n ander rigting.
Wag 'n bietjie professor, ek wil gou uitklim hierso. Kom professortjie met die ossewaantjie. Hierdie moet 'n ander spruit wees, want hy vloei in 'n ander rigting as die ander wat ons nou oorgery het. Hallo professor. Kyk net die natuur skoon hierso. Hierso is so 'n keerballetjie. En dan die kraanse en die dinge. En ons het nou van daai kant af gekom. En dan hier loop hy, kyk hoe loop hy hierso. Yo. Forelwêreld. Trout streams. Hierso, ons het nou net oor hierdie bruggie gekom. En hierso is 'n seker 'n ou besproeiingsvoor of iets. Die ou mense het mos sulke kanale gemaak te besproei. Nou daar is die Chalais waarheen ons op pad is. En hierso is dan nou die spruit waar ons nou net oorgekom het. Nou kyk. Wow, maar dit is mooi man. Kyk daai kraanse daar en alles. Ok, ek gaan begin hier aan die voorkant van die Chalais. Hierso is die Chalais waar ek en professor ingeboek is. Ek sal nou binne ingaan. So is die kuierplekkie. Dis sambreel as die son skyn, vandag is bewolk. En hy lê hier reg teen hierdie spruit. Ras die water eintlik hier verby. Hier's forel in hierdie riviertjie. Gaan nou my visstok haal. Hierso is nog so 'n chalaitjie. Ek sal nou in hom ook instap. En dan daar agter daai skerm is 'n teeldamme. Maar ek sal nou hierdie net ook sy braaiplek en so. Ek sal nou kom instap. Ek wil net so omstap en vir julle wys hoe lyk dit aan die agterkant ook. Want jy kom nou van hierdie kant af met die paadjie in. So jy kom nou met hierdie paadjie in. Ekskuus. Jy kom nou met hierdie paadjie in. Nou hierso is die ou besproeiingskanaal van lank terug. Ek sien hierso is hulle watertank vir die Chalais. Dan daar is nou waar professor staan in die verte. Dis die visteel sentrum is. Hierso is die Chalais wat ek vir julle nou gaan wys. En hier is die Chalais wat ek en professor ingeboek is. Ons het van hierdie kant af ingery. Daar is die kraanse en alles. Baie mooi omgewing. Daar kom die spruit. Right. So nou sien julle hoe lyk dit hierso en die omgewing en so aan. Dit is mooi. Genade ons. Right, kom ons gaan kyk hoe lyk dit binne in die geboue. Kyk, kom ek wys net eers gou vir julle hier buite, soos julle seker gesien het in elk geval. Hier so sement stoepie. En hier waar die kuierarea is ook sement. Maar het nie 'n oordak nie. Dis 'n koel omgewing hierdie. So die son pla nie vir jou so verskriklik baie nie, soos daar in die Bosveld nie. En dan kom ons stap hier in, ons kyk wat sien ons hierso. Wanneer jy by die Chalais instap, dan is dit wat jy sien. Daar is die kombuis en 'n etenstafeltjie en so aan. Hierdie kant is die slaapkamer en 'n badkamer met 'n stort. Dis nie 'n bad nie, net 'n stort. Nou dit is nou rarig wat ek wil noem cozy. Daar loop die
kanaal daar agter. Wat noem 'n mens dit? Cozy. Kom ek wys gou vir julle die afwerking. Hier in die kombuis kuier area is sementvloere en plafonne. Hierso is 'n kaggel in hierdie wêreld. Maak jy tot in die somer kaggel. En dan hierdie is nou as jy dit die sitkamer gedeeltjie kan noem. En ek wil jy kyk hier nou op hierdie groot spruit uit. En dan die kombuis, alles wat 'n kombuis nodig het, 'n eetkamer tafeltjie en alles wat 'n kombuis nodig het, tot 'n skottelgoedwasser, yskaste, gasstoof. Hier's ek en professor se koelbokse en dinge. Ja, so dis nou baie mooi, baie cozy, baie lekker. Ek hou regtig van wat ek hier sien. Ok, die tweede chalet is bietjie groter, is 2 slaapkamer 1, of cottage soos hulle dit noem. Hy het ook so 'n sementstoep. Hy is gedeeltelik onder dak, die stoep. En hy lê ook hier teen die rivier. Aan die ander kant is die besproeiingssloot. Maar hierso lê hy teen die rivier met sy kuierplekkie en so aan. Daar is die trappe waar jy die stoep opklim. En dan kom ons gaan kyk gou hoe lyk dit hier binne. Tafels en stoele hier op die stoep. Ons gaan nou daar by daai kombuisgedeelte instap. Wanneer jy hier instap, dan is dit wat jy sien. Die sitkamer area en dan die kombuis area en dan die 2 slaapkamers. 2 slaapkamers. Hierdie is die soort van 'n hoofslaapkamer want ek sien hy het 'n bad en 'n stort. Bad en 'n stort. En ja, elke slaapkamer het maar sy kaste en liggies en 'n kas om klere in te pak en so aan. En as ons terugstap hierso, kombuis area net weer alles wat jy nodig het in 'n kombuis is hierso, tot 'n skottelgoedwasser en alles. Hierdie deel van die chalet is teëls. Buite is sement. Hierso het ook so. Die kamer is ook sement met 'n mat. Ok. Maar dan die kuier area. Die meubels en die dinge in die kaggel en alles om lekker te kuier. Ligte, plafon. En dan die ander slaapkamer. 2 enkelbeddens. Hy is ook sementvloere en 'n kas om in te pak en so aan. En sy badkamer het net 'n stort, hy het nie ook 'n bad nie. So dit is meer vir 'n gesin. Pa en ma in die hoofslaapkamer en die kinders in hierdie kamer. Hier staan Webers rond om as jy kole bring om 'n vleisie te braai. En ok, so dis hoe dit hierso lyk. Ok, as ons in die vis, wat noem jy dit, 'n viskwekery, fish hatchery, die verskillende damme, kyk hoe woel dit van die visse hierso. Gaan nou vir hulle 'n bietjie kospille gooi en kyk of ons hulle beter kan sien. So die verskillende damme is maar die verskillende groottes en alles. Dis alles forel. Dis is al trout dams, trout hatchery. Dis alles forelle. Kyk hoe. Gaan nou vir hulle dink hulle gaan kos kry. Die laat hulle so 'n keer gaan. Gaan nou vir hulle kos gee 'n bietjie. So is nou maar 'n forel kwekery. En hier is nou nog damme en so aan. En
Ek wil net daar aan die ander kant, hierso is nou die visse wat nou groot is, volwasse is. Hulle word nou hier ingegooi. En dan word die visse nou versprei na die damme en riviere en bure koop en wat. So hierso is 'n hele vissteelery. Hier is nog ruimte vir uitbreiding as jy wil. So Professor gaan 'n bietjie, gooi sommer hier in hierdie heel eerste ene. Professor gaan 'n bietjie vir hulle kosie gee, ons kyk hoe reageer hulle. Aita. Dankie professor. Ons kyk hierso is nou die grootstes wat nog in die damme is. Gooi maar. Kyk of hulle kom pille vat. Nee wat. Hulle stel nie meer belang in pille nie. Dankie professor. Ek gaan 'n bietjie viskorrels hier op die groot visse se dam gooi. Kyk of hulle dalk kom. Nee wat. Hulle is nie gepla oor korrels nie. Hierdie kant. Nee wat. Die groot visse is nie gepla oor korrels nie. Kom ek wys gou vir julle hoe lyk die korrels. Soeke. Hoe dit lyk. Ok. So dis die vissteelery. Wees slim, skryf in.
Wees slim, skryf in. Right, hier is ek en professor nou agter op die cruiser. Ons gas hier ry ons rond. So nou het ek 'n bietjie 'n ander perspektief. Hallo professor. Dis die brug, is die dammetjie wat ek nou al 'n paar keer vir julle gewys het, maar dit is so mooi, mense wil bly kyk. So hier's heel wat ander chalets en geboue en cottages en huise wat sorg vir inkomste, dis waaroor dit gaan. Hier was nou net 'n bosbok. Is nou hier in. Hy is nou fort. Ek sien hier is maar net 'n asgat. Elke plaas het dit. Angus, digte rivierwoud. Hier so teen die riviertjie. Is nie raar, hierdie veld, ek ken nie hierdie bome goed so goed soos ek die bosveld ken nie. Kyk, hy is pannekoppe. Nou dit is toch, dit is toch dieselfde spruit. Nee, ek sien nou hoe hy draai. Dit is dieselfde spruit. Maar kyk, hierdie digte bos, amper soos 'n oerwoud. Joe, maar die botterspinnekoppe is baie. O, hier staan 'n bosbok oppie. Oppie bok. Oetjie. Hallo nooit. Kijk, dis maar die paadjie waarmee ons ingekom het. Ek het dit so bietjies geneem toe ons ingekom het. Nou staan ek agter op 'n bakkie, so dan mense het 'n bietjie 'n beter perspektief. So as hier is kom installasies. Hier is ons nou op 'n ander paadjie wat ek nou vir die eerste keer kom. Waar ek 'n professor nie gery het nie. Die rivier is seker nou maar daar, aanvaar ek. Koppe. Kyk waar en is ons nou op pad. Bos is baie ryk. Maar daar sien ek nog geboue. Nou die ander chalets. Kom professor. Kom professor. Gaan nou hier na die ander chalets toe. Toe. Hierso by die ander chalets. Die ander chalets is nou net daar. Ander chalets is nou net daar. Gaan nou soontoe gaan. Hier pragtige bruggie hierso. Dus stap gou hier oor. Kyk, so daar so is die ander geboue. Ons kan nie nou daar ingaan nie, want daar is mense ingeboek. Ons gaan nou so toe gaan. Ek gaan van hier af net daar afneem. Daar is mense ingeboek. Ek kan nie so toe gaan nou nie. So dis hoe daai chaletje lyk en hy is ook hierso. Wel hierdie is meer net die lapa. Maar hulle is maar op dieselfde standaard as daai waar ons ingeboek is. Ons nou oor die riviertjie. Hallo professor. Hier is hierdie chalet nou uit 'n ander hoek. Ek kan nou ongelukkig nie nader gaan nie, want daar is mense ingeboek daar. Hier het ek nog 'n hoek van die chalet wat ek nie kan ingaan nie, waar daar mense ingeboek is. Dan ry ons nog verder so, stroom op in die rivier. O, hier sien ek ook 'n keurwal. Dus kyk, hoe lyk dit hierso? Dis maar die kern van hierdie plaas, dit is 'n forelplaas. So die rivier is maar die kern van die hele saak. Ons gaan 'n bietjie hier stilhou. Hier's 'n piknikplek sien ek. Gaan 'n bietjie hier stilhou. Kyk, hier is ons nou weer by 'n ander
keerwal, ander dam. So hier's 'n paar sulke keerwalle hierso. En dan sien hier's 'n piknikplek en so aan. Baie mooi. Wees slim. Skryf in. Vriende en vriendinne, ek staan op 'n baie mooi plek. Dit is 'n forelplaas, 'n trout reserve. En dis baie mooi hierso. En ek en professor ry honderde kilometers om hierdie pragtige natuurskoon vir julle te wys. En wat ek julle wil vra, vriende, skryf in. Wees slim, skryf in mense. Dit help my as julle inskryf. Dankie. Okay, hier ry ons 'n verder stroom op na volgende chalet toe. Hier is werkers besig met instandhouding. Dis om die pad oop te sny. Plaaswerk moet gedoen word. Hierso is ook waar ek en professor stil gehou het. Nou. Kom ons nou by 'n ander chalet aan. Hier is die karafdakke, wat ek ook vir julle kan wys. En dan hierdie chalet, ek dink ons sal hier kan ingaan. Okay, hierso is nou nog 'n chalet, ons sal hier kan ingaan. Ons is nou net by sy karafdakke verby. So hierdie chalet het so 'n stoepie. Teel lijkklip sinkdakkie. Okay, kom ek gaan wys julle hoe lyk die res van die chalet. Wanneer jy hier instap, dan is dit wat jy sien. Okay, dis een groot vertrek. Hierso is dan 'n kombuis area. En hierso is die eetkamertafel, sitkamer met 'n kaggel, afwerking, teels, lekker hoë dakke. En dan gaan ons gou in die kamers instap. Hierso stap 'n mens na die kamers toe uit 4 kamers. En elke kamer het sy eie badkamer, so hulle is en-suite, 4 en-suite kamers. En dit nie baddens nie, net storte. Afwerking. Deurgaans hierdie houtplafonne. Ek gaan nie al die kamers deurstap nie. As jy so reguit oorgaan, is hier nou nog 'n kamer. Is maar basies identies. En dieselfde aan die ander kant, daarin is ook 2 slaapkamers. Is nie nodig om hier in te stap nie. As jy op die agterkant uitstap, wel, agterkant of voorkant, seker die voorkant hierdie, is hier 'n houtdek. Het 'n sonbrekertjie. En daar is die rivier, ons sal nou soontoe ook stap. Nou hierso is jou kuier, jou vuurmaakplek Boema. Hierdie noem jy 'n hert. So jy so 'n ding waar jy kan vuur maak. Kos te kook. En kom stap gou af rivier toe, professor. Okay, het ons nou afgestap rivier toe. Hier is ook 'n keerwal, daar staan professor op die keerwal. En hierdie rivier is vol forel. En dan daar so is die chalet. Ek sal kyk nou of ek hom gou kan vlieg met die hommeltuig. Wat ek ook wil sê is groot dele van baie van die chalets is heeltemal van grid af, hoor. Hierdie ene is byvoorbeeld heeltemal van grid af. So daar is die sonpanele. Kyk. Hierso is die tafeltjie. So halfpad af rivier toe. Kyk hoe mooi
is professor hier in die digte plante groei. Hier so is die chalet. En daar is die rivier daar onder. Die tafeltjie in die rivier. Ek wil net vir julle wys die sonpanele hier op die dak. So, soos ek sê, baie van hierdie chalets is heeltemal van die grid af. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. Die paadjie gaan nou hierso oor die rivier. Ons gaan nie nou hier deur gaan nie. Soos bang die so skadig klippe en die dinge. So ons gaan nie nou hier oor gaan nie. Rivier vol forel. Kyk hoe helder is die water. Kyk die mooi oranje, helder oranje fungus wat hier groei op die droë hout. Gaan nou nie oor die rivier gaan nie. Jy kan hom mooi sien so. Heel interessant. Daai pad wat 'n mens so kan sien wat so uitgekerf is teen die berg. Dit is 'n 4x4 roete hier op die plaas. Mense stap hom ook vir 'n staproete. Jy kan hom ry ook vir 'n 4x4 roete.
Wees slim, skryf in. Hierso is nog is eintlik 'n huis, 'n ou antieke huis. Kliphuis. Kom ek gaan wys gou vir julle hoe lyk hy binne. Okay, so ek het nou opgekom hier na die stoep toe. Hierso is nou maar so 'n stoepie, net so sementvloer met 'n boemuitjie, braaiplekkie. Die rivier is nou daar, ons gaan nou afstap rivier toe en dan gaan ons nou kyk hoe lyk dit hier binne. Wanneer jy hier instap, dan is dit wat jy sien. So 'n sitkamer effek, daar so is 'n kaggel en so aan. Baie basiese oudtydse kliphuisie. Baie oulik gerestoreer, mooi. Hierso is die kombuis en die eetkamertafel en so aan. Ligte, dak, vloere, sement. Die hoofslaapkamer het sy eie badkamer met 'n stort en 'n bad. Okay, toilet. En deurgaans is dit die sementvloere en die sinkdak. En dan hier's 3 slaapkamers in die huis. Hierso is die ja, hier is die ander slaapkamer. Dan net 'n slaapkamer met die, kyk die klip, hoe mooi is dit. En hierso is 'n badkamer. En hier is 'n kinderkamer. Dis die 3de kamer. Okay, dis dit. En dan stap jy hier aan die agterkant uit. Hierso is ook 'n kuierplekkie en 'n braaiplekkie. So aan, en daar is 'n karafdak. Right. Hierso is 'n soutblok vir die wild en hier's kuduspore. So dis nie die hooffokus van hierdie plaas nie. Hierdie is die rivier en die forelle is maar die hooffokus van hierdie plaas. Maar hier is soos kudus en bosbokke en goeters hier in die berge. Okay, hier is ons nou se rivier. Hierso kom hy hierso, ek sien populierbosbome en dinge hier teen die rivier. Kom hy hierso so af. Hier is 'n ou brug wat weggespoel het. En dan loop hy nou hierso. Loop hy af. En kyk hoe helder is die water. Die goggetjies, die water. Hoe helder is die water. Forelwêreld, dis forelwêreld hierdie. Hier vang ons forelle. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out.
Wees slim, skryf in. Okay, hier's nog 'n huis wat gebruik word vir gasteakkommodasie. Sy prys per aand is die goedkoopste van almal, want hy lê nie teen die rivier nie. So, kom ons gaan kyk hoe lyk dit daar binne. Kyk die huis, ek vat hom van hierdie stoep so van die kant af. Sementvloere, hy het sy tafeltjie en stoele en sy sonbeskerming. Hy het ook sy vuurmaakplekkies en waar jy kan vleisie braai en so aan. Op die hout. En kom ons gaan kyk hoe lyk dit binne. Kyk, as jy in die huis instap, eerstens kry jy onthaalgedeeltes of speelplekke. Hierso is 'n dartbord, wat is dit in Afrikaans? En hierso is 'n snoekertafel of 'n pooltafel, ek weet nou nie wat nie. En dan die res van die huis is hierso in. Goed, as jy in die huis instap, hierso, die sitkamer gedeelte, dan is dit wat jy sien. Lekker, jy gaan lekker hierso kuier met gaste en vriende. Lekker vuurmaakplek, kachel. Afwerking is teëls en hoë dakke, ligte. En dan as jy hierdie kant toe stap, hierso is die eetkamertafel. Dan die kombuis, kom stap sommer in die kombuis in. Stowe, ketels, yskaste, alles wat 'n kombuis nodig het. En dan die opwasgedeelte. Hierso het hulle, dan stap hy so om, dan hierso gaan die kinders vir ouma en oupa onthaal. Hulle gaan perform, daar is hy. En oupa en ouma gaan vir hulle hande klap. En dan stap jy verder in. Hierso sien ek 'n slaapkamer. Dakke, sementvloere. Alles hierso is kaste en so aan. Is nie en suite nie. Hierso is die badkamer. Die bad en 'n stort. En dan hierdie kant toe, vermoed ek gaan ook slaapkamers wees. Ja. Sementvloere met 'n mat en swaan, los mat. Dakke oral van dieselfde. Sy badkamer, so hierdie kamer is en suite, kan jy sê. Hy is. Hy het nie 'n bad nie, net 'n stort. En wat is daar bo, professor? 'n slaapkamer. 'n slaapkamer. As jy by die trappe opkom, dan kry jy hierso 'n slaapkamer. En hierbo is alles natuurlik hout, plankvloere. En dis basies dit. Hierso is so 'n kuier plekkie en hierso seker waar jy kan gesit en grimeer en poeier, as jy my vra. En hierso is die sitkamer van bo af, die kombuis van bo af. So, ek sien nie 'n toilet hierbo nie of 'n badkamer nie. Okay. Hier is 'n slagplek, maar is nie 'n instapkoelkamer en 'n slagkamer en so nie. Maar dis alright. Hierdie plaas se boerdery is forel.
Wees slim, skryf in. Kyk, hier is die huis waar die eienaar tans woon, die verkoper. En hier is 'n storie aan hierdie huis wat ek nou vir julle gaan vertel. Daar waar daai voertuie is en daai dakke is klomp buitegeboue. Ek sal dit nou vir julle gaan wys, maar ek gaan hierso vir julle 'n storie vertel. Die storie hier is, hierdie eienaars, hierdie verkoper is baie oud. Hulle is laat 70s, vroeë 80s, die oom en die tannie. En hulle wil hierdie huis hou net as 'n lewensreg. So jy koop die hele plaas, hulle hou net 'n lewensreg hierso tot hulle albei se afsterwe. Dit is nie vererfbaar nie, so dit word dan deel van jou eiendom. Maar hulle wil nou net hier bly en rustig hier bly en afgetree wees, totdat hulle laaste asem uitblaas. As jy nou regtig dit nie so wil hê nie en jy wil die huis hê, jy kan nou nie die 5 of 10 jaar wag wat hulle nou nog gaan lewe nie, dan kan 'n mens nou maar daaroor praat. Dan sal hulle nou maar 'n ander plek gaan soek, maar ek dink jy sal sien as jy hierso is bietjie een kant en regtig hulle plan niemand nie, hulle is oud. Hulle wil nou net rustig wees. Hulle het hierdie plaas geboer vir baie jare. Ok, kom ons stap gou hier. Ek gaan net vinnig vir julle wys hoe lyk dit hier. Ok, ek het daar by die voordeur ingestap, daar agter professor. So hierso is die sitkamer. En dan hierso is die eetkamertafel. Hierso is die kombuis. En professor, jy moet 'n bietjie 'n les kom leer by die tannie, hoor. Kyk hierso, kyk hierdie beskuit hierso. Ok, en dan gaan ek maar net so vinnig hierso in die slaapkamer instap. Ja, soos ek sê, die oom en die tannie wil nou maar hier tot hulle afsterwe bly. Ek sien nou regtig nie 'n probleem daarmee nie, maar is alles onderhandelbaar. Loop ook 'n stuk op, maar ag, ek gaan nou nie eers daar opgaan nie. Kom ons, ek wil net vir julle daai buite stuk op gaan wys. Kyk, kom ek wys gou vir julle. Ek gaan nou nie die hele plek deurstap nie. Hier is so 'n lang gebou wat nou uit verskillende dele bestaan. Nou ek kan vir julle sê die oom was 'n groot wildjagter op sy dag, hoor. Ek ken hom van Ellis rasse dae af. Hierdie plaas is nou hier in die Leidenburg area, maar ek ken hom van Ellis rasse dae af. Hy was 'n groot wildjagter op sy dag. En daar is omtrent nie 'n kontinent op hierdie aarde waar hy nie gejag het nie. Kyk al hierdie trofee, hier is tot 'n ou kraagmannetjie. Hierdie goed het hy alles self gejag, hoor. Kyk, hy luiperd en alles. Hierdie Amerikaanse, maar ek weet nie waar hierdie ding lyk meer of hy uit Europa uitkom. Daar is die Amerikaanse bison. Kyk, hierdie is 'n Indiese waterbuffel. Kyk, daai lyk amper soos 'n melkkoe. Ek dink daai goed kom in Australië voor. So, hierdie oom het gejag, hoor. Hy, kyk hierdie bergbokke, goeters, takbokke. Hierdie oom het gejag in sy lewe. Maar nou, hy is nou oud, hy wil nou net rustig, hy wil nou net hier sit, tot sy laaste dae. Ok. Hier op die verste punt van die gebou, is iets wat die moeite werd is om vir julle te wys. Dit is ook 'n woonstel op sy eie, granny flat of wat noem dit wat jy wil. En hy is lekker groot en gerieflik. Hy is in 2 dele opgedeel. Hierso het hy 'n kombuis en alles. Het hy 'n kombuis en alles wat nodig is. Ja, hy is uit matte. So hy is lekker stil. En gewone plafonddakke en dinge. En met 'n netjiese badkamertjie. En dan waar is die skakelaar om die badkamer aan te sit nie. Lig aan te sit nie, maar
is maar net iets op van kennis te neem, want ek dink dis nogal ook 'n bate. OK. Right, so dit is dit. Elke plaas het sy stoor en sy rommelhoop en sy plek waar jy goed bære wat jy dalk môre weer eendag uitkrap. Krywaans, hier lê 'n lekker klomp voer en so aan. Ek gaan nou nie veel verder hieroor sê nie. Elke plaas het so plekkie, so stoor en so opgaar plek. Daar so is wat onder dak is. Ek gaan nou nie meer tyd spandeer hier aan nie. Right, ek wys dit net vir julle. Ja, soos ek sê, ek gaan nou nie alles afneem nie, maar kyk, hier staan 'n spoggerige trekker met 'n bossiekapper, slasher, daar agter sien ek ploe en dinge. Maar ek gaan nou regtig nie oop draad en alles. Ek gaan nou regtig nie deur alles stap nie. Hier so is roofdiervanghokke. So elke plaas het dit ook. Al sterk skemer. Hier is ons is op pad na ons chalet toe. Hier is bosbokke. En daai bosbok is duidelik nie 'n makbokkie nie. Verskrik, ons moet nou so 'n bietjie wag. Staan die ander ene. Ek sal seker nou agterkom. Hallo. Hallo bosbok. Hallo bosbok. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. Kyk hier die video's. Hier my video's. Dis dag. Ek neem jou af. Dames en here, so dit is so 'n aand op 'n forelplaas lyk. Doodmoeg. Doodmoeg. En 'n vuurtjie brand. Of dit nou 'n forelplaas of 'n wildplaas is, die vuurtjie brand. Daar is die chalet. Daar is die maan bo kan die berg. En ek gaan bietjie stil bly en dan luister julle hoe raas die water hier onder. Hoor nou. Kan julle die water hoor? Man, dis nou die lewe op 'n forelplaas. Absoluut. Een aand op Leidenburg. One night at Mashishin. Mashishin. Welkom op kantoor. Saam met Chaka. Daar's iets wat ek julle aandag op moet vestig van hierdie plaas. Hier staan ek in die middel van die nag. Hier is nie 'n draadomheining eers om hierdie werf nie. Hier's geen sekuriteitstelsel nie. Niks. Die deure is nie eens gesluit toe ons vanaand vanmiddag hier aankom nie. Die plek staan oop. Hierdie is die veiligste plek op planeet Aarde.
Wees slim, skryf in. Die sonnetjie kom op in die ooste en dis tyd vir 'n oggendkoffie. Lekker oggendkoffietjie. Ek het gister vir julle daai oranje swamme gewys wat so op die boomstompe dooie hout groei. Dit was so oor kan die rivier. Hierso is nou 'n ander tipe swam. Wat ook hierso so teen hierdie dooie houtstompe groei. Ook maar net vir my interessant. En hierdie, ek weet nie of dit 'n ander een is of hy net jonger is of wat nie. Maar ja, maar net interessant. Waar is hy? Ons is op pad uit. Gaan weer oor hierdie pragtige brug met die pragtige vloeiende waters. Wees slim, skryf in. Ek en professor het die ossewaantjie langs die pad gestop en ons gaan gou hierso so voetslaan roetietjie hier langs die rivier opstap. Daar sê ek en die sexy jagter gaan nou 'n bietjie by Verhuilplaas stap. Ek en professor stap hierso so voetslaan roetietjie hier langs die rivier. Net vir julle wys, hulle maak dit so bietjie skoon. Kyk, hier kan jy sien. Is dit so bietjie grasie so bietjie gesny. So dis so voetslaan roetietjie. So altyd in die rivier. Kyk hier mooi blommetjies. Beautiful, hè? Ja. Professor sien mooi blommetjies. Dit is ook 'n mooi geel blommetjie. Varings wat hier groei. Interessante ander vetplante. Hier is ook baie interessante plante groei hierso. Abstreke. Abstreke. Dit is ook 'n interessante plantjie wat ek hier teen die rivier oral te sien. Wat ek nog glad nie ken nie. Interessant. Nog 'n interessante plant met sulke blink blare. Hier is 'n interessante gras wat ek julle wil wys. Sulke lang grasse. Amper soos olifantgras en dan het hy so sy blare so perserige kleur. Is my interessant. Hierso staan 4 pyl alwyne. Die wandelroete het ons gebring tot hier by hierdie burgie waar ons gister was. Gaan ons oor en dan gaan ons aan die ander kant van die rivier terugstap. So hierdie kant van die rivier is ook so 'n voetslaanpaadjie. So ons stap hom nou terug. Ook 'n interessante geel blommetjie gedoente. Ja. Nog 'n geel tipe blommetjie wat ons nou nog nie gesien het nie. En kyk hierso die varings. En hier's alle ander breëblaarplante. Lyk soos lelierige goed. Staan professor op 'n klip. Abstreke. Nog 'n interessante so knoppie. En dit moet oopmaak. So hy lyk my hulle maak wel oop een of ander tyd. Kyk of dit 'n tipe lelie gaan wees. Die bome wat so oor die rivier hang. So hierdie, ek dink dit is, ja, dis vaderlandswilg. Dis vaderlandswilg. En ja, kyk hoe mooi.
Hierdie is natuurlik bosbokwêreld, hier so teen die rivier. Wys hier soos sulke waterpompinstallasies hier teen die rivier. So hulle pomp water hier direk uit die oop stroom uit. Sy, ons is op pad uit. Professor is nog agter die stuurwiel want ek sit nog in iets mooi goed afneem. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. Okay, hier is 'n hengelaar. Hy sê hy nimf, hy kaas nie, ek weet nou nie wat die verskil is nie. Maar dit sal nou 'n bonus wees as daar nou 'n visie gryp. Daar's, o nee, amper dog ek sien 'n vis daar. Ek wonder of my teenwoordigheid nie dalk die visse gaan bang maak nie. Dink jy nie dit sal? Hoeveel het jy al gevang vandag? Vandag het ek al 5. 5 vandag, wauw. Dat is lekker. Ek het al uit daai Hier is nog 'n hengelaar. Nog 'n hengelaar. Gooi hom in en dan laat hy hom so afdryf saam met die stroom. Sal nou 'n lekker bonus wees as hy nou 'n visie hak. Sien. Forelplaas. Forelwêreld. Julle wys hier ook so al langs die rivier, sulke paadjies sodat mense maklik hier kan rondbeweeg. Daar staan iemand vir my al wag.
Wees slim, skryf in. Hallo Dalstroom, hallo Forelwêreld. Een professor het hier in Dalstroom gestop vir 'n middagetietjie. Ek het 'n lekker bier en ons gaan nou forel eet. Die biker gang is op pad terug Joburg toe. Ek 'n professortjie se vars forel uit 'n Dalstroomse kabbelende koue stroompie het opgedaag en ons gaan eet. Lekker. Vars forel. Hier het ek nou op iets interessants afgekom, sommer hier in die Dinokeng area, in noord van Pretoria. Die wurmpie, hy vreet hy hang aan hierdie ander draaitjie. En tussen niks en nêrens, hy's op pad daarna toe. Nou weet ek nie waar kom hy vandaan nie. Genade ons. Hallo Dalstroom, hallo Forelwêreld.